Welkom by ons Afrikaanse lesstudie vir hierdie week. Ons stap voort in ons in-diepte Bybelstudiereeks om 'n hegter verhouding met God te hê. Ons is by les 11 en ons gesels vandag oor terugslaa. Een aand kort na skemer, nadat die son reeds agter die horison gaan lê het, was 'n jong meisie op pad huis toe. Skielik steek 'n sterk wind op. 'n Donderstorm het in haar rigting ingewaai. Sy loop al hoe vinniger met die wete dat sy nog 'n ver end het om te gaan. Die eerste druppel val toe op haar wang. Eers was dit net liggiese motreën, toe begin dit skielik sous. In 'n klein tydjie is sy sommer papnat gereën. Sy hardloop vinnig tot by die huis en totdat sy by die huis se deur inbars. Haar pa, wat by die venster uitgekyk het, is in 'n japtrap by haar. Hy draai 'n kombers om sy dogter se skouers en vra toe: "Ek het jou in die reën sien hardloop, my kind. Elke keer as die weerlig geslaan het, het jy stil gestaan, opgekyk en dan geglimlag. Waarom?" Sy antwoord toe: "Want met elke blits het ek opgekyk sodat God my foto kon neem." Wat is ons terugvoer wanneer die storms van die lewe ons tref, of wanneer ons terugslaa in ons verhouding met God beleef? Hardloop ons al koestende om so gou as moontlik uit die reën te kom, of kyk ons op met die wete en vertroue dat die Here hom laat vind deur elkeen wat hom soek? Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons kyk na terugslaa in hierdie les, spreek met ons deur die woord, vul ons in met die Heilige Gees, help dat ons die lesse nie net leer nie, maar sal toepas in ons lewe, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokusteksvers vir hierdie week kom uit Romeine 5, vers 3 tot 5. Daar staan geskrywe: "En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid bedroefdheid, en die bedroefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is." Ons leef in 'n wêreld vol sonde en lyding. Ons almal beleef op een of ander stadium probleme wat ons kan laat twyfel aan God se liefde. Hoe reageer ons op hierdie terugslaa? Ons kyk hoe sommige Bybelse karakters op verskillende ongunstige situasies gereageer het en hoe hulle voorbeeld ons kan help om soortgelyke gebeurlikhede die hoof te bied. Ons kyk in vandag se les na eerstens die storms van die lewe. Dan gaan ons kyk na siekte, na rampe, teleurstellings en sien Jesus. Ons begin eerstens met die storms van die lewe. In Markus 4 vers 37 staan daar geskrywe: "En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het die skei geslaan sodat dit al vol wou word," volgens Markus 4:37. Jesus het heeldag lank groot skares op die oewer van die see van Galilea toegespreek. Sy woorde sou hulle lank daarna selfs tot aan die ewigheid bybly. Toe dit aand word, nader Jesus sy disippels met 'n versoek om saam met hom op reis te gaan. Hy sê vir hulle in Markus 4 vers 35: "Kom ons gaan oor na die ander kant van die see." Jesus het van die komende storm geweet. Tog stel hy voor dat hulle moet oorvaar, want daardie aand wou hy sy naaste volgelinge 'n belangrike lewensles leer. Jy weet waarskynlik wat volgende gebeur het. Om die see van Galilea in die middel van die nag oor te steek, selfs te midde van 'n storm, was nie iets niets vir ervare vissers soos Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes nie. Die storm het hulle egter oorweldig. Die wind het die golwe opgewaai, die boot oorstroom en hulle lewens in gevaar gestel. Toe besef hulle: waar is Jesus? Slaap hy? Waarom help hy ons nie? Gee hy nie om wat met ons gebeur nie? Ons lees daarvan in Markus 4 vanaf vers 35. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê: "Laat ons oorvaar na die ander kant." En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skei, en daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan sodat dit al vol wou word.
maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. In ons lewens gaan ons deur storms. Ons vra Jesus om hulp, maar dit voel asof hy slaap. Ons voel nie sy teenwoordigheid nie, maar hy is daar. Wag net vir die oomblik wanneer hy ons storm sal bestraf. Markus 4:39 sê hy, swyg en wees stil. Hy sorg vir ons volgens 1 Petrus 5:7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle, sê Petrus. Hy kan ons storms stil maak. Moenie vergeet om hom te prys wanneer hy dit wel doen nie. Markus 4:40-41 staan daar. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Net soos dit die geval met die disippels was, is dit egter juis in die storms van hierdie ou lewe, dat God die grootste wonderwerke kan verrig. God is altyd getrou, selfs wanneer sy oënskynlike gebrek aan betrokkenheid mens soms laat kopkrap. Te midde van die storms is hy saam met ons. Wanneer ons magteloos is, kan hy die wind en die golwe bestraf. Wat doen jy wanneer die stormwinde in jou lewe waai? Watter uitwerking het sulke krisistye op jou vriendskap met God, is die vraag. Antwoord hierdie vraag vir uself. Tweedens kyk ons na siekte. Ons lees in Markus 5:28 die volgende, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. Omdat hierdie vrou vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, sonder om 'n dokter te vind wat haar kon genees, het die vrou behoeftig en sonder hoop gelaat. Markus 5:25-26 staan daar, en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder die geneeshede gelei, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het. Vandag is daar lande waar gratis mediese dekking nie bestaan nie, en hierdie storie mag dalk steeds 'n werklikheid wees. In elk geval, ons kan almal in situasies beland waar siekte ons gevange neem en versmoor sonder om verligting te vind. Die vrou het in Jesus die oplossing gesien en haar geloof het haar gered. Ons lees in Markus 5:27-29. Het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Ons moet vertrou dat Jesus bekwame dokters kan gebruik om ons te genees, of selfs dat hy 'n direkte wonderwerk in ons kan verrig. In elk geval, Jesus nooi ons uit om al ons laste en bekommernisse by hom te laat. Ons lees daarvan in Markus 11 vanaf vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Romeine 5:3-5 staan daar so, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en lydsaamheid beproefdheid, en beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hoe gee hierdie vrou, wat 'n groot nood verkeer het, uiting aan die dinge waartoe Paulus ons in hierdie gedeelte aanmoedig? Hoe sou dit in jou lewe gelyk het, as jy dit self moes toepas? Antwoord daardie vraag vir uself. Ons beweeg aan na rampe. Ons lees in Job 19:26, en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees
God aanskou. Oorlog, geweld en natuurrampe het Job se lewe radikaal verander. Ons lees daarvan in Job 1 vanaf vers 13. En op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hul oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploë was en die esels aan wei langs hulle, het die Sabeërs 'n inval gedoen en dit weggeroof, en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die ene nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die Galdeërs het die leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof, maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, u seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van die oudste broer, toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn kom, wat die huis aan die 4 hoeke gegryp, en dit het op die jongste mense geval, sodat hulle gesterf het, en net ek alleen het ontvlug om dit u te vertel. Ons is almal blootgestel aan rampe, of dit nou natuurlik of veroorsaak word deur die boosheid wat hierdie wêreld heers. Hoe sal ons reageer? Hoe het Job hierop gereageer? Job het so gereageer. Hy het God nie geblameer of verwerp as gevolg van hierdie rampe nie. Tweedens het hy met al sy mag aan God vasgehou. Hy het selfs in die donkerste oomblikke op God vertrou. Hy het sy vizier op 'n glorieryke toekoms gestel. Ons lees daarvan in Job 19 vanaf vers 25. Maar ek weet my verlosser leef, sê Job, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Hom wat ek sal aanskou, my ten goeie en my oë en geen vreemde nie, sal sien, my niere versmag van verlange in my binneste. As ons nie moed verloor nie, sal ons sien dat God selfs in ons moeilikste beproewings altyd daar is. Hy het ons lief en versterk ons om krag uit swakheid, moed uit ontmoediging en hoop uit rampspoed te put. Joël 3 vers 10 staan daar, smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese, laat die swakke sê, ek is 'n held. Romeine 5 vers 3 tot 5 sê weer, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en lydsaamheid beproefdheid, en beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. As jy deur moeilike tye gaan, dink na oor die feit dat God se liefde en sorg vir jou die veiligste en stabielste ding in jou lewe is. Gaan jy tans deur 'n moeilike tyd? Soek toevlug by die Here. Ons beweeg aan na teleurstellings. Ons lees in Lukas 24 vers 21, en ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Vir die 2 disippels op pad na Emmaus was die afgelope 2 weke emosionele belaaide tyd. Party van die gebeure en gesprekke maal steeds in hulle gedagtes rond. Hulle dink ook aan die verwarring, mismoedigheid en vrae wat by die disippels gespook het. Het hulle 'n reuse fout begaan om in die Jesus te glo? Die perspektief, Jesus is die Messias wat Israel sal verlos. Maar die werklikheid, hy het gesterf. Lukas 24 vanaf vers 18. En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom,
die dinge aangaande Jesus die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Hul teleurstelling was so groot dat hulle nie toegelaat het om selfs die duidelikste bewys van Jesus se opstanding te aanvaar nie. Ons lees daarvan in Lukas 24 vanaf vers 22. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Geduldig het Jesus hulle gehelp om hul hoop terug te kry, hierdie Emmausgangers. Uiteindelik is hulle oë geopen en ons lees daarvan in Lukas 24 vers 31. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle het gehardloop om diegene wat nog teleurgesteld was aan te moedig. Ons lees daarvan in Lukas 24 vanaf vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. 2 Korintiërs 1 vers 4 sê, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Wat kan ons uit hul ervaring leer, uit hierdie Emmausgangers se ervaring leer? Eerstens, ons moenie toelaat dat twyfel in ons gedagtes wortel skiet nie. Tweedens, Jesus loop langs ons selfs in ons teleurstelling. Derdens, ons sal ons verwarringe opklaar as ons hom toelaat om dit te doen. Vierdens, Jesus weet beter as ons en wat ons werklikheid is. Ons beweeg aan na ons volgende punt, sien Jesus. Ons lees in Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Toe Ellen G. White in die diepste wanhoop was, het sy 'n visioen gesien waarin sy Jesus gesien het. Sy het verstaan dat hy alles verstaan het waardeur sy gegaan het. Op een stadium het Jesus sy hand op haar kop geplaas en vir haar gesê, moenie bang wees nie. Sy het glorieryke tonele gesien en dit het vir haar gelyk of sy die veiligheid en vrede van die hemel bereik het. Hierdie droom het haar hoop en geloof gegee en die sekerheid dat sy op God kon vertrou. Te midde van hierdie lewe se terugslag moet ons fokus op Jesus en op die dinge wat hy aangaande God se liefde aan ons geopenbaar het. Ons lees in Romeine 8:28 en ons weet dat dit vir hulle wat God liefhet alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ook in Filippense 4 vers 6 tot 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ons lees verder ook in Jakobus 1 vers 2 tot 4 en vers 12 die volgende. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.
Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. En ook in 2 Korintiërs 12 vers 9 staan daar, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Watter hoop kan jy nou op hierdie oomblik uit al hierdie teksverse put? Antwoord dit vir jouself. Ek sluit af met 'n kwotasie uit Prophets and Kings, bladsy 163. In die ervaring van almal kom daar tye van groot teleurstelling en algehele ontmoediging. Daar wanneer hartseer die deel is en dit moeilik is om te glo dat God steeds die vriendelike weldoener van sy aardse kinders is. Daar wanneer probleme die siel tuister totdat die dood verkiesliker lyk as die lewe. Dit is dan dat baie hulle greep op God verloor en in die slawerny van twyfel, die gevangenskap van ongeloof gebring word. As ons in sulke tye met geestelike insig die betekenis van God se voorsienigheid sou onderskei, sou ons engele sien wat ons van onsself probeer het, wat daarna streef om ons voete op 'n fondament te plant wat stewiger is as die ewige heuwels en nuwe geloof, nuwe lewe sou ontstaan. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, hoe wonderlik is hierdie lesse wat ons nie hieruit leer nie. Heer, dat as ons teleurstelling ervaar, moet ons ons oë nog steeds op U hou. Help ons om soos Job te wees wat glad nie moed verloor het nie, maar eerder sy oë opgeslaan het na U toe, sy hand in U hand gehou het. Heer, help ons om nooit deur teleurstelling, rampe of enige ontmoediging ons te laat wegruk van U af nie. Help ons om eerder ons geloof sterker en sterker op die rots te plaas wat Jesus is ons gebed in Jesus naam. Amen.